Right Lou, hier koppies. Koppies. Laatste keer toe ons by koppies was, het koppies ons op die koppie geslaan. Ja. So vandag rematch met hom. Vir Saterdag se Promania. Vir Saterdag se Promania. Elke dam met my een of ander tyd is elke dam 'n uitdaging. Daar's geen guarantees by enige dam. Ja. So dis en koppies is altyd opgewonde want weet jy wat, tussen geeles, maddies, karps, barbers, is altyd iets wat buite in koppies. So al is dit net die weer. Al is dit net die weer en die weer cancel jou baie vriende kere. Jy kan sien. Ek is nou op double up hier op 'n baadjie. Kry regtig koud. Maar ons het daarom al 'n byt gekry. So dis ons begin stadig vir ons 'n plannetjie uit te krap. Ons gaan 'n bietjie wys aan konsentrate, aasaanbieding. Ons hengel vandag met wurms, hoe om die wurms aan te sit. Skalk het 'n naald wat wurms aansit. En ons het die vierdermanne ook hierso. Ja. Maar hulle is besig, hulle het al 'n klompie vis daar. Hulle kry buite en dis en weet jy wat, dis elke faset het 'n hartklop. So en ek hou hulle dop, hulle gooi voer op 'n kol en hulle hengels godsdienstig daai kolletjie. Hulle skei vir die hele dag glad nie. Ons sal afstaande wissel tot ons die vis kry. So interessante dag by koppies. Kom ons kyk. Kom ons kyk. Kom ons kyk. Karporytjie. Net veel raar by die huis. Sê julle sal skakel die bakkie gepak, so kyk weer die wyder aan. En is ten minste 5 grade by koppies. Maar die son sal skyn. Slim patent vir wurms. Want om hierdie manne op te sit is baie keer 'n uitdaging. Veral as jou handjies bietjie koud is 'n wurmnaald. Jy het 'n puntjie voor, agter sit jy 'n hoekie in en dan ryg jy hom deur die hoek. Dis nou natuurlik as jy Kom ons kyk of daai storieetjie werk. Sê. Het jy nie een nie? Phew, ek like die. I love it. I love it. Vandag bietjie op die spuite. Ek en Skalk het besluit ons net ons aanval so klein bietjie verander. Ek's op die spuite vandag. Dis al my goedjies in spuite gesit wat ek vandag wil hengel. So, eenvoudig. Slangwurm bo, triple D. Onderste slangwurm met 'n deeg agter. In 'n TCP gedip. En dan TCP en parabei op die bol. Kom ons kyk. Vir daai lang karps. Au! 40 meter, skat ek. Min of meer. Dalk 10 meter op, 10 meter af. As stokkie wat ek hier naby gegooi het, goeie vriend van my, Johan Bekes, het gesê, luister, hengel net op 35 in die oggend, daai eerste paar gooitjies. Hom daar gegooi, 10 minute en ek het 'n byt, so gaan hom weer daar gooi. Op die bol, ou trust oor die parabei. Hy vang maar altyd vis. En dan net
Skalk vir ons 'n groen Terminator gemaak. So, daai twee mannetjies op die bol. En ek sien nie, ons het die feederspan ook hier vandag. So, dis ek en Skala met die langstokke teen die feederspan. So, ons gaan saam met hulle hengel vir die dag. Paar goedjies wys, konsentraat te praat. Ek en Skalk hengel 'n Promania Saterdag hierso. So, dis die rede hoekom ons weer by koppies is. Jy weet hoe voel ons oor koppies? Maar nooit sleg om langs die water 'n visstok vas te hou nie. Hierdie vis is seker 4 kg. Oh, dis 'n kappie. Voice. Pleinwit soetfloutie. En Skalk het vir ons 'n Jana deegie gemaak. Eerste karpie van die oggend 10 minute gelê. 35 meter by koppies. Julle weet as die eendag, nee. Dan laat ek iemand een stok in hoek op so. Okay, regte. Hallo mama. Gele stel nie. Nou dit ek is ek op my Magic Wand, my DC Light 10. Verskriklik lief hierdie stokkies, baie krag, lig, lekker alles man. Dit is hy vang vis. Sit 'n bietjie BMT op. Perreby net vir 'n bietjie afwisseling, soos julle daar kan sien.
en dan net 'n druppeltjie spyker om net so 'n bietjie garlic en TCP in die water te kry. Julle kan sien ek hengel min konsentrate. Ons wil nie die geelietjies appetize nie. Ek hengel hierdie netjie so op 90. Ek sal nou vir julle meet. Ek het nou 2 bytjies daar, 1 karpie, 1 geelietjie. Geelietjie sal weeg en 'n karpie. So ek gaan hom weer teruggooi. Ons kry dalk daai kolletjie aan die gang. Ons hoop nou maar dat die karpies die geelietjies oorheers daar. Hier kom die son nou uiteindelik uit. Dis regtig koel. Dis nou 9uur. So mistig, bewolkerig, duinserig, kouerig. Kom ons hoop dit gaan nou 'n bietjie beter met 'n bietjie son. 5 minute, ek het 'n kolletjie daarso gekry. Banjo op, ek weet die Maries hou baie van banjo in hierdie dam. Banjo op die bol. So met 'n klein bietjie gat vol. En dan skalk vir ons 'n Jana deegie gemaak. Wat ek opset, hulle hou regtig van daai Jana deegie. Dis 'n ou vang nou geelietjies en goedjies, maar wat ek nou gaan doen is ek gaan daai kolletjie hardhengel, groot bolle op daai kolletjie gooi. Kyk as ek daai visse aan die gang kry en hulle kan so vinnig byt. 5 minute uitmekaar het jy gaan heeldag besig wees en 'n groot saak vang. Nog steeds daai groot stokke daar buite met die wurms wil regtig van daai groter karps in die dam vang. Hier is baie mooi karps. Ja, net hierdie kolletjie kyk. Ja. Hy sal 30 cm wees. Ja. We gaan hom maar terugsit. Ja, ek wou leer dat ek sien nie meer. Kom terug. Man, my spuite werk sommer lekker. Almal vang nou geelietjies, dus ek het 'n geelietjie, Skalk het 'n geelietjie, Gys en Chris het elkeen ook nou 'n geelietjie gevang. Dis nie regtig wat ons soek nie, ons karphengelaars, ons wil karps vang. Ek gaan net aanhou daai kolletjie werk tot die karps inkom. Hulle konsentrate gee, een of ander tyd moet hulle inkom. Maar daai geelietjies is 'n probleem want ek dink ou kan net 6 vir die dag vang. Eerste skaflike karpie vir die dag. Skalk gevang het op sy langstok, een met die wurms. Dit is nou nog nie die grootste in die dammie, maar as weet julle wat, is al 'n welkome karp. Dis in die geelvisse, is hierdie baie punte. Vir ons 'n Jana flout, ag 'n Jana deegie gemaak. Hy het nou daai deegie opgetel. Wat ek wel gedoen het is teenoorgestel van wat ek altyd doen. Ek het nou relatief baie konsentraat op die bol.
So jy kan nou sien ek het 'n 1 op en ek het hom lekker gegooi. Is 'n lekker redelike afstand. Te kyk kan ons wegkom van die geelietjies af. So as daai afstand visies het, gaan ons hom weer hengel. Lang kaap vir jou. Hy is seker 6 kilos. As my kameraman goed is. Alright. Ons is soos julle weet hier by Koppies. Ons probeer allerhande planne om by die vis uit te kom. En ek gooi op die een kant gooi ek hierdie stok met 'n P7 in wurms. Soos vir julle verduidelik het met daai naald wat ons wil opryg. Druk die enetjie onder in 'n duiwelsdrekkie saam met oksblad. En dis nou die 4de byt wat hy gee vir die oggend. Nou dis nie baie nie, maar is elke keer 'n weegvis. En heel moontlike plan vir as hulle so stil staan. So ek gaan hom maar aanhou gooi en kyk of ons nie éventueel nou maar groter vis ook kan vang nie, maar die vis weeg. Hierdie is seker so op 'n afstand van so 130, 140 is dan nie wilde afstande nie, maar is 'n sinvolle afstand, so jy kan hom nog steeds bykom as die wind waai. Okay. Right. Daar is die resultaat. Hy het die boonste hoekie geëet wat die gewone oksblad opgehaat het, so hy soek nog steeds daai soeterigheid. Ek dink die sterk reuk trek hom, alles lief vir daai molassa strawberry raspberry ding in die vorm van oksblad. Vis is 'n vis. Maar sê, Gys en Chris het saam met ons kom kuier, soos julle weet. Hulle is die feederspan. En dis 'n baie interessante konsep, die feeder. Hulle het glad nie 'n polisieman nie. Gys gaan julle gou deur verduidelik. Chris gaan julle wys as die stokkie byt. Verstaan, is 'n baie interessante konsep hoe alles werk. Dis net, ek sê dis net moderne papgooi. So Gys gaan julle verduidelik, bietjie oor die voer gesels, oor die hoekase gesels, wat daar voor aangaan in die besige area, want dis waar dit alles moet gebeur. En dan wat vir my die interessantste is van hierdie hele konsep is die byt. Hulle sien hom net op die stok. So Gys, verduidelik gou vir die manne wat in die voer aangaan op die hoekaas en daai bytjie. Daar's nou 'n bytjie jy kan sien. Ons het nou net bietjie geskuif want ons tempo was vinniger as Loukiel en Skalksin. So het ons nou net bietjie dieper geskuif om net stadiger te hengel sodat jy net kan byhou met die kamera en alles. Ja. So dat ons nou gegooi en daar is die eerste enetjie. Die voer soos jy kan sien. Loukiel het nou daar van die voer gebring, dit is baie fyn. Nou ek sal nou 'n bietjie feeder vir jou vol maak en dan sal ek vir jou wys hoe dit werk en hoe lekker wolke afgee en dan is die vis agter die wolk en ons hengel met 'n baie langerige hoeklyntjie. So dan gaan die hoeklyntjie sak af binne in die wolk en dan is die visies vinnig op dit. Lekker spielkapie. Mooi aan die onderlippie. Daar is 'n mooi spielkarpie. Ek wil gou wys hoe ons aas aan sit. Kan sien ons hengel met die katrol aan die linkerkant. Die rede daarvoor is vir spoedhengel. Die hande oorkruis nie as jy stok ingooi en daai klas van dinge nie. As jy op katrol, kom die feeder, jy vang hom, sit jou stok neer. Hou die hoek altyd in die regterhand.
Ek gaan nou sommer vandag 'n put op sit. Sit die put op, hou hom vas, tel die stok op, vat die feeder, fyn supercast feed, maak jy net vol. Hy's baie sag, as hy ingaan, as hy val, maak hy 'n wolk. Laat hom vorentoe gaan, kom terug. Gooi teen die hak af, stokse punt in die water. En daar is hy gereed vir aksie. Jy sal sien die stokse punt sal terugkom sodra die feeder op die bodem kom. En dan tel jy net die ekstra bietjie loop op. Hy dikhalfs nou op die maggots, maat. Kom nou, kry jou vis onder beheer. Kyk, brute krag kan jy net nie stop nie. Ja, kap. Ek is besig om die hele feederspan uit mekaar uit te speel hier op veld. Dis die enige tyd dit kom as ek jou leer hoe om 'n vis te skep. Eendag tyde geleer ek 'n bietjie groot vis vang. Gaan vir jou nou wys. Nou. Ja, hierdie is seker 8 kilos. Ons hengel vandag bietjie met die maggots. Net. Ons haak so 3 aan. Hulle lê nie baie lank nie, die geelvisse like hulle. Ons het al voorheen met hulle gehengel wat ons die kaaps en die maddies met hulle vang. Op hierdie vandag hengel ons so 3 aan 'n hoek. Ons haak hom so aan die bokant van die maggot. En dan so 3 van hulle op. Nou sê ons het nou bietjie lote in die putte gegooi. En dan meng ons dit saam in die feeder en ons hengel die maggots op 'n hoek. Gys het nou 'n mooi karpie op dit gevang, so ons probeer nou om die lote in die water te kry en kyk of ons nie die maddies kan in die gang kry nie. Soetfloutie met 'n daai Jana deegie. Boonste hoekie 'n wit deegie wat ek teen die bol vasdruk en dan spuit ek hom met banjo. Dan spuit ek 'n bietjie gat vol bo-op en dan skit ek hom in die kas sit en vandat ek die kas dit gooi, die kappies nou mooi begin byt. So en ek hengel redelik naby, ek dink ek hengel seker so 55 meter, 60 dalk. So my kolletjie begin aan te kom en hy werk, ek vang 'n paar visies daar. Dis verseker 'n plan vir my vir Saterdag. En ek moet sê hierdie DC Light 10 voet stokkie wat ek vandag gekry het om te toets, werk regtig vir my. Dis 'n oulike stokkie, ek gooi die afstand maklik, heeltyd in die hakkie in. So. En dit is Poukie. Poukie my oukie. Hierin het ek so rondom 100. Ek en Peer die kameraman sit en net en spekuleer. Ek sê vir hom ek moet dalk die stokkie bietjie nader bring. En sy woorde was gewees, jy moet nou nie daai voer mors wat jy nou heeltyd daar gegooi het en vraggies hier spring hy op so. Pluimpie daar na ou Peer. Ons gaan hom weer daar gooi. Ek het heeltemal verander. Ek het nou net 2 deegies op. Daai Jana deegie en 'n wit deegie. En dan Poukie en Statterford op die bol. So kom ons hoop nou maar dis 'n weegvisie en nie 'n geelvisie. Dat ons dit weer kan doen. Nou nie my lintjie vang nie, hoor. Ja, dis nou presies wat ek wil. Genigtig.
Boekie en Stadteford. Net so 'n bietjie. Ons het so 'n bietjie pokie floats gemaak en omdat ek hom nou gevang het op pokie, gaan ek die ondersteunetjie pokie opsit en bo daai Jana deegie vir wat dit werd is. Ek dink hier kom nou groot moeilikheid man. Jy weet, alles in die lewe gaan ons maar oor kommunikasie. Nou ek het nou al vir Loukie gesmeek en gedreig vanoggend om vir ons daai stokkie waarop hy die visie so vang te meet en elke keer nee, gaan nou. En jy weet mos maar wat maak die noodlot. Toe gooi jy nou daai netjie af. En ek is seker van die afstandjie wat hy nou vir my gegee het, hy maar so gemanipuleer, aangepas maar net gesê dat ek nou maar net beter voel. Maar hy sê so op 75, so ek gaan sy credentials glo, maar gaan hom maar los daar vandag dat hy vis vang. En my aankarring met hierdie 101etjie van my. Maar wat ek vir julle eintlik wil sê, dis nou maar gespottery. As 'n ou 'n afstandhengel en jy begin visies kry op hom, meet hom. Dit gebeur net dat jy vashak en afbreek of hom afgooi, jy weet, en dan sit jy nou met daai tendens. So meet hom maar net, jy kan hom altyd net weer gou uitdraf as hy afbreek. Waar is hy, Stadteford? Waar is hy? Waar is hy? Waar is hy? Ek dink hulle nader aan 74. Ja. Ja nee, ek sien niks. Gaste. Ek het regtig per ongeluk op die bakkie gespring. Mense noem dit in ons terme rookpap. As jy hom gooi dan maak hy so wit kolletjie. Maar hierdie goed is regtig goed. Jy geef my maggots, dan kry hulle terug na jou toe. Ek belowe jou, my bakkie agter die fiets is kyk. Nee, daar is my net reg uit. Krijg die ding. Kom hier, jou dikkap. Jo, Gijs. Had jy nou net jou sak gedabbel? Alles weer reg gekry, teruggegooi op 75, 5 minute. Waar byt hy? Ek moet sê, ek geniet hierdie DC stokkies. Gooi my heeltyd daar, ligte stokkie. Rarig baie oulike visstokkies. Dit was die. Hy voel buiten klein. Jo, Gijs. Julle eet daai floute. Ja, dis die fluitie. Ja. Jy sit daai Jana deeg agter hom. Ja.
Die vissies hier op 75 meter is nou, ons nou uiteindelik ooreengestem oor die afstand. Skalk 75, nee. Ja, 75 meter. Harde soepekaas floutie wat ek net sweetener bygesit het, sommer super sweet bygesit het. En ek begin die vissies nou redelik sinvol te vang op baie afstand. Ek dink wat ons gaan doen is, ek gaan nog 'n 10 voet stokkie regkry en hom ook daar gooi. En kyk of ons dan hulle nog vinniger kan vang. Daai Jana deegie wat Skalk vir ons gebou het, agter hom, hulle bly hom eet. Sien daar, hoek se puntjie altyd so ver oop as moontlik, want daai puntjie moet die werk doen. Dis bitter belangrik. Ek hengel ook net so. Ek sal maksimum 10 vissies met 'n strop hengel haal kom maak. Van die hoekie se puntjie kry maar seer elke keer as jy met daai bekkie inslaan, daar's beentjies en goedjies binne. En dis die spesie hengel my geleer dat hy hoek kan nie werk as hy nie skerp is nie. So ek voel altyd eers my hoekie. As hy my vinger in haak, dan weet ek reg, hy's nog reg. Wit deegie. Soepekaas gat vol. Banjo oor die ander deegie. Dan gewone kaster, wit kaster poeier. Ek wil nie te veel fluoresien in die water hê vir die geelvisse nie. So ek steek hom weg met die kaster. Dit daar onder op die bodem gaan lê. Net bloei. Right. Ons is nou besig om die afstande bietjie te verfyn. Ek het nou my een DC laaitjie het ons so 75 nou ingeklip waar loukie vang. Gaan maar klein saggerige asies. Het ek 'n klein poutjie floutie met daai Jana deegietjie agter, net om 'n bietjie iets anders te doen. So jy daar kan sien ek hengel hom fyn. En op die bol gaan ek 'n TCP sit waarmee ons bietjie rondspeel van Oudewald en ek gaan hom hengel saam met Quattro. Ek het nog nie vanoggend Quattro gegooi nie. En ek dink dis nie baie slim om dit nie te doen nie. So ek gaan 'n Quattrootjie opsit. Kom ons dit. Nou kyk. Kan nie daar. Ons kan tel. Ek het so 'n bietjie ons ander secret weapon gaan wegsteek vir Loukie. Laat ons net weer so 'n bietjie sportskruipie op die pen. Weet jy wat, hy raak baie keer so ernstig dat hy vergeet naderhand om dinge te geniet. So maar net so 'n bietjie gekarring. Want dit lyk daarom of ons nou so 'n steempie begin uitwerk. Hey, dis sommer net van tikkie hoor. So ja, kom ons kyk, as hopelik is hierdie 'n weegvisie of 'n dingetjie wat ons in die net kan gooi. Maar ek het hierdie een ook in 'n kassie geskit. En ek dink Loukie is heeltemal reg met daai kaster. Dit is net daai subtle changes. En op hy lekker floatie. Is daar die ding wat die vissies bring? Lekker man. Wat nou lekker is van hierdie sensation netjies is die hoekies al haak hy, gaan hy nie in die nette nie, want dit kan 'n immense frustrasie word. So ek gaan nou vir julle wys hierso. Hierdie hoekie is nou op die ander kant. So al wat jy doen is jy skit hom en uit sy. So met ander woorde hy raak nie, hy gaan nie binne in die toutjie in nie, want hy het so 'n tipe van 'n rubber oor hom en dit maak ook nie die vis seer nie. 'n Wonderlike net en hy's ook nie te diep nie, soos julle kan sien daar. So is baie maklik hanteerbaar, baie lig
Los hom sommer net weer hier en ons is reg vir die volgende shot. Right, soos julle kan sien, Poukie flout. Sit 'n wit deegie agter hom. Net klein. Visies wat ons vang is nie vreeslik nie. En daai grootte aan hierdie kant sit ons Jana deegie. En hy is besig om bietjie sag te word, so al wat ons doen is ons vat 'n bietjie koekmeel. Druk net jou vinger daarin, dat hy net so is. Om lekker in te brei. Ek maak die deegies bietjie langer, ek het 'n tip gekry van 'n vriend van my af. Hierdie deegie maak ek bietjie langer. As jy dit daar kan sien. Lekker lang deegie. Okay. Wat my regtig kom red het, is my nuwe kind, Poukie. Gooi hom lekker, nogal lekker redelik op, wat ek nou nie altyd doen nie. En dan 'n ou staatmaker natuurlik. So 2 druppels Stateford. En dan gaan ons net so 'n bietjie van Loukie se white powder leen. Ja. Ja. Julle kan sien. Gewoon 'n mooier kasterd, poeier. Vat hom. Sit hom binne in skriebol heeltemal. Lekker wit. Julle kan sien hierso, kyk hierso by die konsentraat. Die konsentraat begin so koekie maak. En wat gebeur is as hy afgaan daai custard koek saam met daai konsentraat en hy val met daai druppeltjies onder toe. En dit help baie keer om die visies ook daar te hou. Hierdie ene op 75. Wat ons gesê het van die quattro, ek moes die quattro gooi. En die wil se nuwe TCP. Another. Lyk soos 'n skerpneus moddervis. Ongelukkig. Dan ek sê wat ons nie weer kan probeer nie. Sê, weer daai 75, ons begin 'n plannetjie bymekaar te maak. Gaan nou die lang stok afval. Ander stokkie ook op 75 gooi. Net bietjie ander konsentraat gooi, bietjie iets anders doen, net nog iets soek. Ek sê altyd dis moenie al jou eiers in een mandjie sit nie, eerste van alles. En dis kom ek in skaak vandag hier so is om regtig 'n plan vir ons uit te werk. So ons Saterdag hier kom dat ons met 'n plan begin, 'n stelsel. Ek sê 'n stelsel wat vir ons werk. Net nog as ons nog konsentrate kan uitsorteer, ek hoor skalk is besig om die quattro en die goedjies te gooi, as ons nog konsentrate kan uitsorteer wat werk, weet jy wat, dis net nog 'n pyl in jou koker. En Saterdag kom, ons wil nie kom wonder nie, ons wil weet. Hierdie net nou die deegie opgetel. Seker dat ek 'n kombinasietjie daar wat hulle soek. Ek gaan nou al 3 stokkies daar gooi en kyk of vinnig die karpies byt. Right. Ek het hierdie stokkie weer uitgetrek sonder 'n byt te gaan om vars wurmpies aan sit. Groter lood aan sit, geen voer aan sit nie. En om maar net eenvoudig nog verder gooi en kyk of ons nie dalk net 1 of 2 van daai mooi kaaps kan vang agter nie. Daar's my storie.
Poutjie het my kom red, regtig. Ou staatmaker Stateford saam met dit Poutjie flout wat ek gemaak het. Ek kry nou al kontrollope. Slaap so gou hulle die kasterd vergeet. Maar wie die my kasterd wat afstaan het? Ons kasterd. Jy ingelaai het. Ja, Maar dit is een van daai. Kry jy? Dit is langer. Ek lyk dit maar minder respek. Hey, Paul, dat skalletjie ook een, hè. Dis ek moet sê daai 75, daar is nog visies. Ek het gedink hulle het geskuif. Maar I'm gonna stick to my guns. Ek het hom nou uitgehaal, né? Toe kom uit daar toe gaan hy. Jy sien, dis omdat hy wil skuif van 75 af. Dis daai visie net, Boeta. Ek eers kyk wat is die. Sien jy kyk? Nee, dis wat hier is. Dit is lank genoeg hierdie. Myne is definitief lank. Julle daar oor die huis ken 'n pensioenetertjie. Nou hier is 'n superfeed etertjie. Ek het in my karp se superfeed op. Weer die banjo in die gat vol op. Ek hou by die 75 gaan nou ook en al baie visies daar gevang. Die langstokke bly lê, dis net asof hulle nie aan die gang wil kom vir my nie. Ek gaan net heeltyd stiek en kyk tot hoe laat die visies daar buite bly. Ek het hom op my kol gekry. Daarom val soos 'n groot kap. Kotong. Right, ek het saam met Luikie probeer hengel op daai 75. Ek kom nie regtig reg daar nie. So ek het nou enetjie wat ek nou ingehak het op daai 100. En dan hierdie enetjie gaan ek nou oop spoeletjie gooi. Met ander woorde ek daar waar hy land is, waar hy land. Gaan hom ook maar ordentlik gooi, so hy gaan nou maar tipies nou daar tussen waar ewer 80 en 100 val. Alright, ek kan maar net weer sê Poutjie, maar net weer sê Luikie se kasterd, Stateford en 100. En dan natuurlik DC Light 10, wat so gemaklik daai hengel, dis eintlik verskriklik lekker, want dis nie baie moeite om dit te doen nie, jy vat hom, gooi hom lekker, gooi hom in die hakie in en elke visie wat jy vang is geen moeite en die stok is so lig saam met die katrol, dis net 'n plesier. Vra net gou hoe belangrik dit is dat jou tackle gebalanseerd is. Die regte stroplengtes, Yes. wat sê jy? Nou ek sê wat tipies so 200, né? 200 na 250. Ligte sinkertjies. Ja. So as die wind jou nie pla nie, klein hoekies 08. Ja. Jy weet ons aasaanbieding is klein flouties, klein deegies. Dit baie belangrik is daai ouheids. Dit maak nie saak waar ons hengel nie. Of ons hier hengel, bloem of hengel, ons hengel ouheids. As hy hoekie in is hy in. Jy kan van so groot visie tot so groot vis. Skalk het nou al 12 kilo kaaps op 'n ouheid gevang. So dis regtig 'n fantastiese hoek. Hoeklengtes wat ek sê is so tussen 7 en 10 cm. Dus ek vat hom maar gewoonlik so op my hand as hy so hoekie onderhang en die soeltjies hierbo, dan sê ek, weet jy wat, die rede daarvoor is. Hy goedjies moet loslê as die vis hom insuig, moet hy lekker diep in gaan om sy werk te doen. Dis baie belangrik. So Skalk gesê het, lengtes op die skag van 200 tot 250. So lig as moontlik en dis godsdienstig, so lig as moontlik altyd. Want hoe ligter jou gewig is, hoe groter voer kan jy in die water sit en daai voer doen die werk. Die vis kom na die voer toe en dan begin hy die asies te vreet. So hoe groter jou gewig is, hoe kleiner is jou voer, hoe minder voer sit jy in. Daar's nou omstandighede wat ons die lang stokke gooi met sulke lote en met sulke voertjies, maar dis om afstand te kry. Maar as jy kan, groot bol, ligte sinker. Ons gaan skep hierdie kaap.
Julle nog een van daai lang nette. Ons net is nou vol. Ek dink Pierre gaan 'n sterker kamera kry want hy doen so kwai in. Ons doen dit kreatiewe denke. Wel ons wurmplan werk so. Dis 'n plan, ek weet net nie of dit die A-plan is nie. Hy lê so 40 minute. 45 minute so hy lê rukkie en ek weet nie of dit kan kompeteer met daai klein stokkies soos hulle nou byt. Jy weet rondom elke 10-15 minute nie. Tensy dit nou weet 'n ordentlike groot vis is. Maar voel nie na 'n massiewe vis nie. Dis is 'n visie wat weeg maar nog nie daai wat ons soek nie. So julle weet ek het hierdie ding net met 'n lood gegooi. Die onderste Asian Ming. En die boonsteenetjie TCP gespuit. Seker maar 'n babertjie of iets. Ja, nee, dit gaan goed op. Okay. Dis niks groter as wat ons vang met hierdie stokkies nie so. So ek sê dis 'n plan, maar ek weet nie vir die A-plan is. Ek gaan hom weer gooi. Niks fout daarmee nie. Ons gaan hom net weer mooi laai. Weer die goedjies spuit, maar weer gooi en hom los. I hate it when a plan comes together. Ek en Lou het nou gepraat. Oggend begin op 75, een stokkie op 100 klaar gooi. Daai afstandjies hengel kategories net hengel. En middag gaan hulle 'n bietjie verder skuif na daai 100 toe, dan het jy klaar voertjie daar. En as jy voertjie daar het, kan jy kapitaliseer is nou 1 uur. En as jy van 12 uur af hierdie visies aan die gang kan kry, gaan jy daai 10-15 vis opsit in daai laaste 3 ure wat jou heel moontlik baie ver gaan stamp. Was quick dan, hè? Weer uit floutie. Ja. Die buitenloop maak jy by die stokkie. Kry jy lyntjie los. Ha. Pau, pau. Pau, 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 pau. Pop, pop, pop. Nou is ons aan soos brakpan. Dis een ding van gelukkig van karphengel of oeverhengel is 'n sisteempie. Want as jy jou visies op die voer kry, is hulle geneig om te bly en weer terug te kom. So as ou hulle geïnteresseerd kry in die voer in jou aksie wat jy doen, kan jy die hele skooltjie daar hou en hulle vang. Maar dit is belangrik dat jy eers die plekkie kry waar hulle is en van daar werk.
Ek weet nie, myne is spoorloos op die pas uitgebring. Ja. Pragtig foto. Hier het ons die Trio 40 van Okuma trolletjies op. Julle sien uit sy buiterande stelsel agter. Ek het hom op die hoofremstelsel gesit, so julle daar kan sien kyk hoe lekker glad is die man met 'n short range. En mooi sinvollerige visie. Ek weet nie of julle kan sien daai stokkie daar nie, ek is net plesier. Ons het maar altyd 'n klompie goed wat ons wil probeer. En as 'n ou nou hierdie ek wil dit nou 'n combo noem, ek weet nou nie of ek dit 'n combo kan noem nie, maar as 'n ou van hierdie stelsel kyk, hier het jy 'n sinvolle engelstelsel. Hy's lekker forgiving die stokkies, almal ken die short ranges. Jy kan hom lekker trek. Ek het regtig die ouetjie toe kom gooi om eintlik half verniel gooi en hy het daar gekom en nou ja, daar het ons 'n byt. Alles wat hy moes doen, karpie gevang, katrolletjie het reggeloop, stokkie doen alles, definitief die moeite werd. Nou, koppies, is al wat ek kan sê, elke dag 'n ander storie. Elke dag aan 'n dag. Ek dink wat 'n ou moet besef is, elke ding het 'n hartklop, elke dam het 'n styl, vis het 'n patroon. En soos ons hier gesien het, weet jy wat, daar's sekere goed wat werk en sekere goed wat nie werk nie. Lyne definitief belangrik, afstande. Ja, nee, verseker, dis daai 75 het regtig goed vir my gewerk. Dit is so gechommel gekrap tot ek dit gegooi het en weer gegooi het en weer gegooi het. Dis die ding ek sê, weet jy wat, ek gaan stick to my guns, van 75 die hele dag een stok hengel en die ander een op 100 hengel. So daai lyne is baie belangrik en dis ek sê dis ons hengelstrukture, dit kan ons baie goed hengel. En dis hoekom ons oefen. Is om vanmiddag as ek hier wegry het ek bietjie meer 'n geruste hart oor koppies. Ja. Ek dink ons het agtergekom ook, jy weet, jy kom nie net hier en doen junk fishing nie. Ja. Jy weet, hy soek 'n ding op 'n sekere manier en ons het gesien die sattelheid van die reuke, hulle het nie die harde goed gesoek soos die TCP's en daai tipe goed nie. Oomblik toe ons dit agterkom, toe is dit asof ons die karpies begin vang. Jy weet, en hulle is rustig, hulle tel hom op, hulle is gemaklik. Ja. Goed wat vir my baie goed gewerk het vandag is Poukie in Stadteford. Vir my uitstekend gewerk en aan die ander kant het ek gehengel met Quattro en Devil se nuwe TCP. Ja. Hy Gatvol Banjo het vir my baie vis gevang. Ek sê daai floutie wat ek net soet gemaak het. En vanmiddag hy Poukie floutie. So dis Poukie floutie is verseker 'n aas. En dan sê ek op my ander stok het ek Jana en Parabay het ek goed gehengel op 'n tyd wat hulle wil eet. Die geelvisies gaan altyd daar wees. Hulle gaan vir almal daar wees en ou moet net deur hulle hengel en tot die karpies. Want as die karpies kom dan by die karpies, jy vang karpies en dan as jy weer 'n geeletjie vang, moenie skuis nie. Die kasterd verseker. Ek dink daar het jy raak gevat met die kasterd. Ek dink daai net so 'n bietjie subtle difference het 'n verskil gemaak. So ek dink elkeen 'n botteltjie kasterd vir Saterdag. Ja. Hoe sê ons gooi hom laat die pap rook. Ja. Motorbike pap. Kyk en ons sal hier opdag, ons sal reismere reg en ons sal wurms reg en ons sal langstokke reg hê. En dis die ding van koppies. As jy hier afry, jy weet nie wat die dag vir jou inhou nie, maar dis aan die einde van die dag dan weet jy waar die visies is. So ons ek het 'n plan vir Saterdag, maar ek gaan ook oop kop op dag
Dis en kyk wat doen die weer en kyk wat doen die dam. So ek sê altyd moenie al jou eiers in een mandjie sit nie, maar stick to your guns. As jy gemoedsrus het en vertroue het in 'n aas en 'n afstand en dis nou soos vandag. Ek sal daai goed gooi en ek gaan kom sit en rustig wees en vir ons 'n koffie maak want weet jy wat, ek weet hy gaan byt. Yes. Ek het besluit, jy weet, as ek daai 1 op 100 hengel as ek nie 'n vis kry nie, gaan ek hom vat en hom weer teruggooi. Gaan ek hom weer teruggooi. Ja. Jy weet tot ons daar aan die gang net daar so 'n voertjie. Jy weet, ek dink die stelsel is baie belangrik nie rondskuif nie. Ja. Ek en jy sal net besluit wat se stokke ons waag gaan hengel. Of die 2 binnestes 75 gaan hengel of die 2 binnestes 100 gaan hengel. Ja. Ons sal dit besluit, maar ek sê weer, koppies in homself is 'n uitdaging, maar ek sien uit na Saterdag. Ek dink hy skuld ons. Julle daar by die huis. Dankie. Dis altyd 'n lekker dag saam met Skalk langs die dam om visse te vang. Die ouens met die feeders het saam met ons kom kuier. Ek moet sê dis 'n faset dat op sy eie is en hy het 'n plek en hulle vang vis, hulle vang baie vis. Maar pap gooi so na my hart en ek is so lief vir 'n polisieman wat opspring. Ja. Loukie het net 'n belangrike ding gesê, weet jy wat, daar's maar niks soos 'n polisieman nie. Daar's niks soos 'n polisieman. Jy weet daai antisisipasie is daai ding daar uit die water uitkom. Jy weet en reguit trek, jy weet wat Die katrol begin te loop ja, en so. ja. En ek dink ons het nou al ek wil amper sê jy het nou al jou oë dood gefokus op 'n polisieman op 'n spesifieke area. As jy jou kop kry dan draai terug om te kyk waar is jou polisieman. Ja. Mense, skud julle vere reg, dis winter, gaan vang 'n bietjie groot vis. Kyk of jy jou persoonlike beste kan verbeter. Ek gaan verseker hierdie winter baie tyd insit en kyk of ons van daai groot visse in die land aan die ander kant kry. En ja, ek sien uit daarna. Winter is hier. Op Saterdag se kompetisie. Baie dankie julle. Dit is altyd lekker om saam met julle te kom hengel. Weet jy wat, dis 'n voorreg. Dit bly 'n voorreg om net hier te wees en net in God se natuur rond te beweeg. Jy weet en alles te ervaar wat daar is. En 'n polisieman te sien op te spring. Tot volgende keer.